Huiswerk, dit is daardie een woord wat 'n doodgewone weeksaand net kan laat ontplof. Want baie ouers het nogals die vraag van, is huiswerk nodig? En ja, welkom by die episode, ons heel eerste episode, Skool Slim. Dit is die Solidariteit se skoleondersteuningssentrum se potsending. So by my vandag het ons vir Hildegard Brummer. Sy is 'n onderwysspesialis hierso by die SOS. So baie welkom en dankie dat jy hier met ons kan kom gesels. Dankie dat ek hier kan wees vandag. So Hildegard, ek wil sommer net met die deur in die huis val. Ons het nou onlangs ons 'n vraag op die SOS se Facebookblad gevra oor is huiswerk regtig nodig? En dan was daar ook 'n artikel gewees op Marula Media wat ons ook daai vraag gevra het en baie ouers en onderwysers het kommentaar gelewer, is dit regtig nodig? So ek wil by jou hoor, is huiswerk nodig veral in 'n jaar soos 2026? Weet jy, Leandie, ek dink nie dit is 'n vraag van is dit nodig of is dit nie nodig nie. Ek dink die vraag moet eerder wees, watse tipe huiswerk moet ons aan dink in 2026? En ek dink dit is die groot probleem met huiswerk tans, is dat ons is nog in die 1900s waar die huiswerk rigiede take was wat die kinders moes doen en dit kan nie meer so voortgaan nie. Ons kan nie dink aan huiswerk soos wat ons tradisioneel daaraan gedink het nie. So, is huiswerk nog nodig? Ja. Is die tipe huiswerk wat ons tans gee? Nee, beslis nie. Okay, so van die ouers in die kommentaar wat ek nou gesien het op Facebook, het gesê, jy weet, die kinders is so besig met sport deur die dag, dan het hulle nog ander buitemuurs ook, party doen nog ekstra klasse, en dan kom hulle laat in die aand by die huis, en dan moet hulle nou nog huiswerk doen na skooldag, en na hulle vol programme. So dink jy die aard van huiswerk moet dalk miskien verander? Ja, beslis. Ek dink dit is juist die probleem, is dat ons dink aan huiswerk as, ons het nou 'n lesie gehad in die klas, en dan het die kinders so 1 of 2, ek gaan nou sommer in wiskunde terme praat, maar 1 of 2 wiskunde sommetjies geoefen, en dan kry hulle nou nog 10 van daai somme vir huiswerk. En die probleem daarmee is dat, die ouers kom baie laat by die huis. Ons moet met die realiteit sit dat ouers het nie meer 1 uur kom ons huis toe en as ons by die kinders tipe werk nie. Die realiteit van 2 ouers moet werk om 'n goeie inkomste te kan kry vir die huis is ook 'n realiteit. So ja, ouers moet tyd saam met hulle kinders spandeer, maar nou spandeer hulle daai tyd om met hulle kinders te beklei oor wiskunde somme, want mamma het dalk in graad 2 laas wiskunde verstaan en nou moet sy hierdie wiskunde somme uitfigure. So nou is dit 'n geval van ons beklei die hele tyd oor die huiswerk. Die gesinstyd gaan daarmee heen. Huiswerk kan gesinstyd wees as dit reg bestuur word. So ek dink die aard van die huiswerk en die tipe huiswerk wat ons gee, moet beslis verander sodat die huiswerk weer gesinstyd kan wees, want tans is dit nie gesinstyd nie, tans is dit een groot bom wat wag om te ontplof. So ek het nogals gedink daaraan, ook baie van die goed wat gebeur, baie van die onderwysers het ook kommentaar gelewer en gesê, jy weet, huiswerk is ook nodig. Daar's ook ouers wat gesê het, en jy's nou lekker 'n ma ook, so jy was in die onderwys en jy is 'n ma, so jy het nou eintlik beide kante van die storie. Huiswerk is ook belangrik om, jy weet, sekere goed in te oefen, soos wiskunde veral, maar vaslegging, as dit nou net by die huis gebeur, wat is die probleem? Want ek dink baie keer, ek weet die syllabus en goed, almal is onder druk, die skole is besig, die kinders moet deur hulle werk kom, so nou word dit vinnig verduidelik in die klas, en kinders moet huis toe gaan en verder sekere goed gaan, jy weet, die vaslegging moet by die huis plaasvind. So, waar is daai probleem dan nou eintlik? So hierdie is nou met volle respek vir ouers gesê, maar ons moet besef dat ouers is nie onderwysspesialiste nie. Onderwysers is onderwysspesialiste. So dis so goed soos om dokter toe te gaan en die dokter sê vir jou, hierdie is die operasie wat jy moet kry en dan gaan jy huis toe en met jou ma vir jou die operasie gee. Dit klink simpel om dit so te sê, maar dis presies wat dit is. En die enigste verskil vir my tussen 'n onderwyser en sê 'n argitek of 'n ingenieur of 'n dokter is dat die onderwysers het die vermoë om dit in 'n manier te verduidelik dat 'n kind dit kan verstaan. Onderwysers weet hoe die kind se brein werk, onderwysers weet waar daai kind se brein is en hoe om daai vaslegging regtig te laat gebeur. Nou, ek sê nie deur iets oor en oor en oor te oefen gaan dit nie vasgelê word nie, dit mag dalk. Maar die groot probleem is dat nou gaan oefen die kind dit verkeerd in by die huis. Nou word die verkeerde ding vasgelê en dis nie wat ons wil hê nie. Die ander ding is, ons wil hê kinders moet sukkel. Dit klink verskriklik. Maar sukkel is wanneer leer plaasvind. In die brein vind leer net plaas as jy jouself in 'n ongemaklike posisie van sukkel sit.
ek wil nie hê daai sukkel moet in die teenwoordigheid van die ouer gebeur nie, want die ouer weet nie hoe om daai sukkel dan te gebruik en om dit in 'n positiewe ervaring in te verander nie. En dis nie enige negativiteit teenoor ouers nie. Hulle is nie veronderstel om te weet om dit te doen nie. Dit is hoekom ons onderwysers is en dis hoekom ons onderwysspesialiste het, is om daai kind te kan help sukkel. En as daai sukkel onproduktief is, dan hardloop jy in die gevaar vas dat daai kind daai negatiewe ervaring vat en nou kry ons goed soos wiskunde angs, nou kry ons goed soos ek haat wetenskap of ek kan in elk geval nie dit doen nie, ek is nie aangelê daarvoor nie, wat baie keer nie die waarheid is nie. Baie keer is dit net 'n geval van die ervaring wat hulle met hierdie inhoud gehad het was so negatief dat hulle nou 'n negatiewe konnotasie daaraan het. En dit is hoekom dit belangrik is dat die vaslegging in die klas plaasvind en nie by die huis plaasvind nie. Ja, goed soos oefen om jou lees te doen, oefen jou spelwoorde, oefen jou maaltafels, daai tipe goed. Ja, beslis dit kan by die huis wees en ons lekker speletjies wat mense met se kinders kan speel om dit vas te lê sonder dat dit 'n negatiewe ervaring is. Maar goed soos om 'n ingewikkelde inhoud vas te lê, moet in die klaskamer by die spesialis plaasvind. Dis goed jy sê dit, want ek wil nou eintlik vir jou vra oor die omgekeerde klaskamer en om dit nou eintlik bietjie te verduidelik. Ek dink dit is baie belangrik dat ouers en onderwysers eintlik daai tipe van model eintlik kan gebruik, jy weet. Want dit is so belangrik want hoe gebeur wat bly by die klas en wat bly by die huis? Verduidelik vir ons net bietjie hoe werk die omgekeerde klaskamer en wat is die positiewe goed wat julle al daaruit gesien het? So ek sal jou maklik 3 weke kan besig hou oor die omgekeerde klaskamer. Ek is mal oor die model. Ek dink dit is 'n fantastiese model. Daar's verskriklik baie navorsing daar agter wat dit ondersteun. Maar in 'n neutedop is die omgekeerde klaskamer waar die kinders voorbereiding by die huis doen. So ons wil amper half hê die passiewe leer van sit en luister na 'n lesing of lees 'n stuk deur, doen die navorsing, daai tipe goed moet by die huis gebeur, sodat die dieper inoefen, die vaslegging, die evaluering, die toepassing in die klas by die spesialis kan plaasvind. So in 'n neutedop skuif ons die lesing by die skool en die sukkel by die huis na die lesing by die huis en die sukkel by die skool, waar die spesialis is sodat daai sukkel 'n positiewe ervaring is en nie negatiewe konnotasie is aan die vak of aan die inhoud nie. Dis belangrik want ek dink ook vir die onderwysers, julle is die spesialiste en ouers, ons wil ook nou nie ons kinders van die wal af in die sloot in help nie. So ek dink daai omgekeerde klaskamer is wonderlik. Ek het nou al voorheen het ek met 'n onderwyser gepraat waar hulle dit by hulle skool toegepas het, die omgekeerde klaskamer model. So wat hulle gedoen het is, hulle het byvoorbeeld 'n video gewys in die klas, maar dan het die kinders roteer en dan het hulle by jy weet, hulle het dan die werk gebring wat en gewys hoe hulle dit verstaan en dan kon die onderwyser nou eintlik sien maar waar sukkel hulle en hulle kon toe nou die vaslegging in die klas dan doen nou by haar. Ja. Maar een van die goed wat hulle toe agtergekom het is dat baie ouers gekla het oor, jy weet, die skermtyd in die klas. Nou is dit ek weet skermtyd is nou dalk weer heeltemal 'n ander gesprek, maar skermtyd is partykeer 'n probleem. Maar hoe kan 'n mens dit nou half die ouers gerus stel dat dit nie regtig saak maak daai skermtyd nie? Ons gaan nou 'n bietjie kom by Wolkskool. Ek dink as jy wil kan jy hom sommer invat en bietjie verduidelik vir die ouers wat Wolkskool is en wat dit behels, maar dat daai skermtyd nie noodwendig sleg is nie. Ja. So ek gaan nou nie in die wetenskap daarvan ingaan nie, maar hulle praat van 'n positiewe en 'n negatiewe skermtyd. En wat dit behels is dat wanneer jy positiewe skermtyd het, beteken dit jou brein is aktief besig om te werk terwyl jy kyk. So jy is nie net besig om passief te kyk en jy doen niks nie. Jy is besig om jou frontale korteks te gebruik wat jou help om nuwe idees te vorm, wat jou help om jou werksgeheue te vorm sodat dit weer langtermyn toe kan gaan. So wat die verskil tussen skermtyd byvoorbeeld met Wolkskool is en om bloot 'n fliek te kyk, is dat daai skermtyd is nie vir 'n kind om te sit en net te kyk nie. Ons wil hê die kind moet hierdie les kyk asof dit 'n onderwyser is wat voor hulle staan en hulle maak notas, hulle kyk wat hulle verstaan, wat hulle nie verstaan nie. Hulle moet kan teruggaan en vorentoe gaan. Daar's 'n hele proses daar agter. Dis nie net bloot sit, kyk vir die skerm en nou is ons klaar nie. So ja, ons maak ons video's op Wolkskool verskriklik kort, juis omdat ons nie wil hê dit moet lang ure wees wat die kind voor die skerm sit nie. En hierdie wat jy nou na verwys het dat hulle die video's in die klas wys, verwys ons na as inflipping. Ekskuus vir die Engels, ek het nie 'n Afrikaanse mooi woord daarvoor nie. Maar wat dit basies is ja, ons vat weer eens daai lesie wat die onderwyser baie keer 'n halfuur tot 'n uur sou geneem het om aan te bied en ons kompakteer hom in 'n
3 tot 10 minuut videoetjie wat al die kerngoed gee sonder dat jy die onderbrekings noodwendig het, sodat die kind die kern het en nou kan die onderwyser dieper delf. So die onderwyser hoef nie daai tyd te spandeer om die kern aan die kinders te verduidelik nie. Nou ideaal is om die omgekeerde klaskamer te gebruik waar daai video by die huis gekyk word. En dit kan kwaliteit tyd saam met die ouer wees. Die ouer hoef nie die inhoud te verstaan nie, want die onderwyser verduidelik dit. Al wat die ouer hoef te doen is om te help kyk dat die kind notas maak. Die kind help om daai notas te maak. Dis in elk geval baie meer waardevol as om opsommings te gaan koop by iemand want jy het jou kind dit self gedoen. En dan wanneer ons in die klas besig is, so hulle roteer dan nou na die onderwyser toe, dan word dan nou dieper met daai inhoud gewerk. So ja, ons wil nie hê die kinders moet ure agter die skerm of voor die skerm spandeer nie. Dis glad nie wat ons wil hê nie. Dis hoekom ons die lessies in kort lessies in kompakteer. En weer eens, dis nie bloot sit en kyk vir die skerm nie. Daar's aktiewe leer wat plaasvind terwyl jy vir die skerm kyk. Dit is lekker om te hoor en ek dink die ouers kan ook Wolkskool se webblad gaan besoek om bietjie daar inhoud te gaan kry. Ek weet baie van die skole maak ook gebruik van Wolkskool wat regtig net lekker werk. Bietjie terug na huiswerk. So dink jy daar is natuurlik ouers wat glo dat huiswerk, jy weet, karakter bou, daai selfvertroue. So daardie vaardighede is belangrik. Maar is daar ander maniere om daai tipe van vaardighede ook te ontwikkel? Ek weet ek en jy het al voorheen 'n gesprek ook gehad so vinnig van, jy weet, kos maak in die huis. Sulke tipe van taakies om vir jou kind ander tipe vaardighede aan te leer. So wat kan jy vir jou kind by die huis anders te aanleer? Want skool fokus op akademie, maar by die huis is dit ook belangrik dat die ouer is die primêre opvoeder. So wat kan hulle vir hulle kinders leer by die huiswerk? Ja. Ek dink dit is hartseer, maar die realiteit is dat baie van ons gesinstyd en kwaliteit tyd saam met ons kinders deesdae word spandeer aan huiswerk en ek praat nou van akademiese huiswerk. En my vraag is dan altyd, as ek môre al daai huiswerk moet wegvat, ons maak soos Finland en ons sê, okay, ons stop alle huiswerk, daar's nou geen meer huiswerk nie. Dan wonder ek baie keer wat se tipe kwaliteit tyd sal daar nou in die huis wees. So ek weet daar is ook die argument dat ja, maar as ons al die huiswerk wegvat, gaan die ouers glad nie meer tyd saam met hulle kinders spandeer nie, maar daar's soveel oulike aktiwiteite en is goed wat jy in elk geval moet doen. Gras sny. Jy moet in elk geval die gras sny. Laat jou kind saam met jou gras sny. My seentjie word nou 6 aan die einde van die maand en hy is mal daaroor om met sy speelgrasnyertjie saam met sy pa gras te sny en in die tuin te werk ensovoorts. Ons dink die kinders wil nie want hulle wil net televisie kyk. As my kinders die geleentheid kry, wil hulle buite wees en saam gras sny. Saam kook. Dit is vir my kinders die lekkerste ding onder die son. Ek haat kook. Maar dit is vir hulle so lekker om saam met my te kook dat dit naderhand vir my lekker word om te kook, want hulle help my roer en hulle help my 'n gemors maak. En bak. Weet julle hoeveel vaardighede is daar wat jy vir 'n kind leer deur hulle net toe te laat om saam met jou te kook en te bak? Ek wil nou nie eers naby aan die wiskunde. Ek wil nou nie eers eintlik aan die wiskunde raak nie, maar hoeveel wiskunde is daar wat jy vir hulle leer? Slegte vaardighede, kommunikasievaardighede. Daar's verskriklik baie. Lees saam met jou kind. Nou raak ek alweer aan die akademie, maar dit is ongelooflik belangrik om saam met jou kind te lees. Nie net te sit en luister hoe jou kind lees nie, maar vir jou kind ook te lees. Lees met begrip. Ons het 'n verskriklike groot probleem in die skole tans met lees met begrip. En dit is 'n taak wat enige ouer by die huis kan doen. Al wat jy nodig het om te kan doen is om self te kan lees. So jy moet self kan lees en jy moet jou kind dan vra nadat jy vir hulle gelees het en nadat hulle vir jou gelees het. Om seker te maak dat hulle nie net gelees het met vlotheid nie, maar met begrip. So daar's verskriklik baie aktiwiteite wat jy met jou kind kan doen sonder dat jy nodig het om akademies te werk en jy is besig om die brein 'n voorsprong te gee deur daai aktiwiteite te gee. Definitief. Ek gaan nou jou sommer net 'n laaste vraag vra. So ons het bietjie die kommentaar wat ons gekry het op Facebook, by die SWS se blad en dan ook op Marula Media, is daar ouers wat gesê het hier van graad 5 af. Kyk, graad 4, 5, die leerwerk word baie meer, maar graad 1, 2 en 3 is die huiswerk verskriklik baie. So mense wil nou byvoorbeeld nou net vir jou vra, so van watter ouderdom af dink jy is tradisionele huiswerk belangrik en dan ook natuurlik onbelangrik of nie so belangrik nie, of wat jy dit kan bietjie minder maak? Kom ons stel dit eerder so om 'n bietjie minder te maak. So ek het nou heelwat navorsing gaan deurlees daaroor spesifiek om te gaan kyk, maar is daar iets wat dit ondersteun? En al die navorsing wys dat daar geen tot baie min akademiese voordeel is aan 'n grondslagfase en 'n laerskoolkind wat huiswerk doen by die huis. En ek praat nou van die tradisionele
hier's in-oefenwerk wat hulle moet doen by die huis, uitskryfwerk en in-oefenwerk wat hulle moet doen. Ja. In die grondslagfase het hulle so ver gegaan om te sê daar's partykeer negatiewe effekte daarvan. So ek dink die feit dat ons die huiswerk totaal en al moet skrap is dalk nie die antwoord nie, maar dat ons die huiswerk moet herbedink is die antwoord. En dan wys die navorsing hier van graad 8 af, so van ons hoërskool se kant af, begin daar 'n klein positiewe effek te wees, mits die huiswerk goed gestruktureer is en 100% praat met wat in die klas gebeur het en kort genoeg is. Nou interessant genoeg, een artikel wat ek gelees het, het gesê dat 'n graad 12 leerder moenie meer as 'n uur en 'n half tot 2 ure in die middag spandeer aan huiswerk nie. Nou ek praat van 18-jariges, dis eintlik al volwassenes. Ja. En as jy dink, maar 'n uur en 'n half na 2 ure is baie, onthou hierdie kinders het tussen 7 en 10 vakke. So gaan deel daai vakke nou op in 'n uur en 'n half tot 2 ure, dan is dit bitter min tyd wat jy eintlik aan daai vak spandeer. Ja. En hulle sê as jy verby daai tyd gaan, so verby die 2 ure merk gaan, het die huiswerk 'n negatiewe impak op hulle akademiese prestasie. So as jy vir 'n 18-jarige maksimum 2 ure huiswerk moet gee, dan moet jy vir 'n 7-jarige 0 gee. Verstaan? Dan ek kan nie dink dat 'n 7-jarige dan met 2 ure se huiswerk kan sit nie. Dis onmoontlik. Daai brein is nog nie gevorm daarvoor nie. So dat onderwysers met huiswerk huis toe stuur, daarmee stem ek saam. Maar wat se tipe huiswerk? Lees saam met jou kind. Oefen dalk spelwoordjies saam met jou kind. Laat jou kind saam met jou bak. Laat hulle vir jou, as ons gaan inkopies doen, uitwerk, hoeveel moet ons nou betaal? Hoeveel klein geld gaan ons kry? Praat nou as ons nou bietjie ouer begin word. Dis eintlik ja. Dis ook huiswerk. Dis ook stimulasie vir die brein, maar nou is dit 'n positiewe ervaring wat hierdie kind kry en hy het nie 'n negatiewe konnotasie teenoor wiskunde of teenoor taal of teenoor lees nie. Beslis, ek hou daarvan dat dit lekker prakties is. So daar het julle dit, huiswerk. Ons moet bietjie huiswerk herbedink, anders te dink oor huiswerk. En ja, as julle van hierdie episode gehou het, wil ons vra dat julle sommer die skole ondersteuningssentrum op YouTube sal volg en ook op Facebook en Instagram. En dan natuurlik deel hierdie video met ander ouers, ander ma's wat jy ken, of met onderwysers of skoolbestuur. En laat weet ons ook in die kommentaar hoe jy voel oor huiswerk en hoe jy dalk anderste oor huiswerk dink. Baie dankie Hildegard, ek is Leandie Brazzer en dit was Skoolslim.